Welkom terug by les 53 en ons gaan voort met die hersiening van lesse 11 tot 15. My betekennislose gedagtes laat my 'n betekennislose wêreld sien. Aangesien die gedagtes waarvan ek bewus is, niks beteken nie, kan die wêreld wat deur hulle uitgebeeld word nie betekenis hê nie. Dit waardeur hierdie wêreld voortgebring is waansinning. En dieselfde geld vir dit wat die wêreld voortbring. Die werklikheid is nie waansinning nie, en ek het sowel werklike as waansinnige gedagtes. Ek kan daarom die werklike wêreld sien, as ek op my werklike gedagtes sou staatmaak as rigsnoer om te sien. Hersieningsidee 12. Ek voel ontsteld omdat ek 'n betekennislose wêreld sien. Waansinnige gedagtes is ontstellend. Hulle bring 'n wêreld voort waarin daar nêrens orde is nie. Net chaos regeer 'n wêreld wat 'n weergawe is van chaotiese denke. En chaos ken geen wette nie. Ek kan nie in so 'n wêreld in vrede leef nie. Ek is dankbaar dat hierdie wêreld nie werklik is nie, en ek dit hoegenaamd nie hoef te sien nie, tensy ek kies om waarde daaraan te verleen. En ek kies om nie waarde te verleen aan wat heeltemal waansinnig is en geen betekenis het nie. Hersieningsidee 13. 'n betekennislose wêreld veroorsaak vrees. Wat totaal waansinnig is, veroorsaak vrees, omdat dit heeltemal onbetroubaar is en geen basis vir vertroue bied nie. In waansin is niks te vertrou nie. Dit bied geen veiligheid en hoop nie. Maar so 'n wêreld is nie werklik nie. Ek het daaraan die illusie van werklikheid verskaf en het gelei as gevolg van my geloof daarin. Nou verkies ek om hierdie geloof terug te trek en my vertroue in die werklikheid te stel. Deur dit te kies, sal ek van al die gevolge van die wêreld van vrees ontsnap, want ek erken dat dit nie bestaan nie. Hersieningsidee 14. God het nie 'n betekennislose wêreld geskep nie. Hoe kan 'n betekennislose wêreld bestaan as God dit nie geskep het nie? Hy is die bron van alle betekenis, en alles wat werklik is in sy geestesdenke. Dit is ook in my geestesdenke, want hy het dit met my geskep. Waarom sal ek voortgaan om te ly aan die gevolge van my eie waansinnige gedagtes, as die volmaaktheid van die skepping my tuiste is? Laat ek die krag van my keuse onthou en besef waar ek regtig woon. Hersieningsidee 15. My gedagtes is beelde wat ek gemaak het. Wat ek ook al sien, is 'n weerspieëling van my gedagtes. Dit is my gedagtes wat my vertel waar ek is en wat ek is. Die feit dat ek 'n wêreld van swaar kry, verlies en dood sien, wys my dat ek bloot 'n weergawe van my waansinnige gedagtes sien, en nie my werklike gedagtes toelaat om hulle weldadige lig te werp op wat ek sien nie. Tog is God se weg seker. Die beelde wat ek gemaak het, kan hom nie oorweldig nie, want dit is nie my wil dat dit geskied nie. My wil is syne, en ek sal geen ander gode voor sy aangesig hê nie. A Course in Miracles is voortdurend 'n uitnodiging om ons fokus weg te skuif van die liggaam en die liggaam se aktiwiteite, en terug te keer na die geestesdenke. Die kursus nooi ons om bewus te word van hoe die geestesdenke funksioneer, om waar te neem wat dit skep, of verkeerdelik skep. Ons begin raak sien hoe die geestesdenke vrees voortbring, en hoe dit liefde voortbring. En dan leer ons om meer bewustelik te kies. Om gedagtes te kies wat liefde bring, eerder as vrees. Dit help om te verstaan dat die liggaam eintlik net die plek is waar liefde en vrees uitgespeel word, soos 'n weerspieëling van wat reeds in die geestesdenke gebeur. Wat ons sien is die gevolg van wat ons dink. Ons leef volgens die oortuigings en waardes wat ons in die geestesdenke dra. Daarom nooi die kursus ons voortdurend om 'n bietjie verder opstroom te beweeg.
Weg van wat op die vlak van die liggaam gebeur en nader aan die diepe ruimte waar hierdie keuses eintlik gemaak word. Die plek waar liefde gekies word of waar vrees gemaak word. Hierdie hersieningslesse herinner ons opnuut hieraan. Ons het nou deur die eerste 50 lesse beweeg, kragtige lesse, wat eintlik die kern van A Course in Miracles bevat. En hierdie hersiening gee ons die geleentheid om dieper in daardie waarhede in te sink. Veral die waarheid van die skepende krag van die geestesdenke. Die kursus leer nie dat ons die liggaam moet ontken nie. Dit vra nie dat ons teen die liggaam moet beklei nie. Maar dit help ons om stadig te begin verstaan dat wat ons op die vlak van die liggaam ervaar, voortkom uit wat in die geestesdenke gebeur. En daarom is die ware verskuiwing 'n verskuiwing van aandag. Om ons gedagtes raak te sien, om op te merk hoe hulle afdwaal, hoe hulle rondswerf, hoe hulle vrees kies. En dan om hulle sagkens terug te bring na liefde, na vrede. En soos dit gebeur, begin ons ervaring van die wêreld ook verander. Meer vrede, meer sagtheid, meer vreugde. En dit is die begin van ware genesing. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les hierdie dag te oefen. Sagkens, sonder druk, net met bereidwilligheid. Vir volledige lesse van A Course in Miracles besoek gerus acim.org. Vir die Afrikaanse vertaling kontak Henry Theron by nkiw.org en besoek ook hemelbewus.co.za. Vergewe, sien anders, leef in lig.